Kom seën met dit wat U ons wil seën, Here Jesus. Ek bid vanoggend, Here, dat ons sal weet dat ons God leef en ons God regeer, Here. Papa Vader, dankie vir elke mirakel, elke wonderwerk, elke oorwinning wat ons kry, Here Jesus, want U is God, U is wonderbare raadsman en leidsman. Here Jesus, dankie dat ek net vanoggend weer in diens van U kan kom staan, Here, en waar ons vanoggend, Here, kan kom kalm raak en rustig raak en U woord kom bedien, Here. Here, bid ek vanoggend, Here, dat maak nie saak wat nie, Here, maak nie saak wat ons challenges is nie, maak nie saak wat moet gebeur en wat gaan gebeur nie, Here, U is groter as dit, Here Jesus. Want ons dien 'n God van wonders, Here, ons dien 'n God wat oorwinning op oorwinning bring, Here Jesus. En ons kom net vanoggend, Here, in U teenwoordigheid. Here, ek is so opgewonde om net vanoggend hier te wees, om, Here, U naam te kom groot maak, U naam te verheerlik, Here Jesus. Soos ons vanoggend sê, miracle upon miracle, Here, everything is a miracle. Here, elke dag van ons lewe is 'n wonderwerk. Elke dag van ons lewe is nog 'n kans, nog 'n geleentheid, Here. Ons het nou gesing, Here Jesus, if we wake up, it's not, you are not done, Here Jesus. Elke dag, Here, wat ons op en wakker is, Here, is U nie klaar nie. Is U nie, Here, U het nog 'n plan. So ek dank en ek eer U daarvoor. Here, dankie vir dit wat U doen. Dankie vir die genade. Dankie dat, Here, U koning van die konings is, Here. Seën ons nou, lei ons nou, Here, en bewaar ons. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Okay, nou, ek wil vanoggend met julle oor iets praat, soos ek vir julle gesê het vroeër, wat die Here op my hart gelê het, en dis iets wat, en ek weet nie of dit is, julle sal nou sien, ek het iets spesiaals wat ek wil doen vanoggend. Ek weet nie of dit daaroor is, en of wat nie, maar seker so 'n maand terug, toe ek daar agter gestaan het, toe begin hier met my praat oor drome. Okay? Nou, kom ons voordat ons by die drome kom. Kom ek vra julle eers, wie van julle het 'n miracle in die laaste, 'n wonderwerk die afgelope tyd beleef? Amen, né? Wie van julle wil 'n getuienis lewe oor jou wonderwerk vanoggend? Van ander kom vertel van wat God gedoen het, hoe jy werk doen. En nog iemand anderste, sy wil 'n bietjie bang, nie, ons gaan nou kom, julle gaan nou kom. So, weet julle wat, nou, God is 'n God van wonders. God wil dinge verander. En ek weet nou van al twee wonderwerke, of spesifiek van 2 van die wonderwerke wat hier gebeur het, en dis wat God doen. Ek meen, ons dien 'n awesome God, ons dien 'n God wat situasies en omstandighede verander bo jou verstand. Jy kan nie eens dink nie, dit is net te groot om te. So, en nou, elkeen van ons, ek wil gaan vra, neem jou hand opsteek, jy moet nie skaam wees nie, hoor. En as jy, wat ek wil gaan op jou, ek wil kyk of ek op iemand moet gaan pik vanoggend. So, wie het 'n droom nog vir hulle lewe? Wie droom nog oor iets vir hulle lewe? Wag, nee, jy het nog almal jou hand opsteek. Op. Kyk nou, jy niks nie. Ek gaan op jou pik volgend, ek sien dit. Liefie, het jy nog 'n droom vir jou lewe? Want jy steek op jou hand op. Charlie! Ek was hier. Charlie! Jy het jou hand op, jy het geen droom nie. Jy moet 'n man kry, dis jou droom. Okay, jy kan jou hand laat sak. Okay, so ons elkeen moet nog 'n droom hê. Ek het ook nie my hand opgesteek nie, maar ons elkeen moet 'n droom hê. En weet jy wat? Terwyl ek voorberei vir vandag se boodskap, hoor ek die Here sê, weet jy wat, ek en jy moet aanhou droom. Nou, ons moet aanhou glo dat God iets kan doen. En as jy dit kan doen, as jy kan vashou aan God, sal hy vir jou iets doen. Hy sal vir jou die onmoontlike moontlik maak, né? Nou, wie van julle wat nou 'n droom hierso, julle het almal gesien julle droom, okay? So wie van julle die droom wat jy lyk vir jou of dit onmoontlik is om te gebeur? Okay? Daar's 1, jy het 2. Toch mense, die mense droom nog. Okay, so ons moet 'n droom hê dat God iets vir jou kan doen wat niemand anders kan doen. Ja? Nou ek wil gou vir julle so paar aanhalings maak van mense
Of eintlik moet ek eers vir julle 'n storie vertel. Daar was eendag 'n koning gewees. En die koning het 'n droom gehad. Hy was 'n goeie koning gewees. Hy was nie 'n slegte koning nie, hy was 'n goeie koning gewees en hy wou graag iets anders te doen vir sy. Hy was verskriklik lief vir die mense wat hy geregeer het en alles. En hy het gegaan en hy het 'n pad gebou. 'n Nuwe pad gebou wat mooi is. En toe die pad klaar gebou is, het hy gegaan en hy het vir die ouens gesê, okay, hy vat toe 3 van sy ministers, né? Wat is 'n minister? 'n Minister is 'n minister, né, in Afrikaans ook, né? En daar gaan die ou, die 3 manne. En hulle moet vir hom kom terugvoer gee oor sy mooi pad, né? En die eerste een kom terug en hy sê, ja, koning, dis 'n baie mooi pad, maar daar iewers is dit nog bietjie vuil. Dit is nie mooi skoon nie. En die koning sê, okay, en hy stuur die tweede minister om te gaan, en die tweede minister gaan, en hy kyk, en hy kom op terug, en hy sê, weet jy, koning, dit is regtig 'n baie mooi pad, en ek dink, jy het 'n goeie job gedoen, maar, jy het al so bietjie, iets nie reg nie, dit is 'n bietjie vuil. En hy toch, okay, en hy stuur die derde uit, en die derde minister gaan, en hy gaan kyk, en hy kom terug, en hy sê, die koning vra vir hom, wat het jy gesien? Hy sê, koning, ek het gesien dat daar bietjie vuiligheid op die pad is, dit is 'n verskriklike mooi pad. Maar as gevolg van dit, gaan mense dalk nie van hou nie, of hulle gaan nou iets weet, want dis waar hulle vas gaan kyk. Hy sê, maar toe ek nou maar gedink, om alles op te tel wat vuil is, dit by mekaar te maak en 'n sakkie te sit, en tussen dit alles, het ek 'n sakkie geld opgetel. En hier is dit. En die koning voel verlig, want hy besef, iemand het graag iets gedoen. Nou, ek en jy is baie geneig om te kla. Ja? Ek en jy is baie geneig om goed te kla in die lewe. Maar ek wil jou nou vanoggend vertel, wat doen jy? En dis hoekom ek vir jou vra, wat doen jy om dit te verander? Is jy een van die eerste 2 ministers wat net gaan kla en niks doen nie? Of is jy die minister wat op die pad gaan stap en gaan raak sien en gaan verander is? So ek en jy wat hier sit is veronderstel om die verandering te wees. So, dis hoekom ek vanoggend vir jou 'n kans gee om jou getuienis te lewer, maar ek verstaan jy is nog reg. Want ons moet ons getuienis vir die wêreld vertel, sodat hulle weet hoe amazing God is en wat hy kan doen. Okay, so, nou ja, soos ek sê, ek wil julle nou vertel oor drome. So, ek gaan vir julle 4 aanhalings gee, wat van mense, bekende mense, ek ken nie eintlik al die ouens nie, maar die eerste ou is Walt Disney, okay? Hy het dit gehad wat sê, al ons drome kan waar word, as ons die moed het, om dit na te streef. Hoor jy wat ek sê? Enige droom van jou kan waar word, as jy bereid is, om dit na te streef. Die tweede een is, hou vas aan drome, want as drome sterf, is die lewe 'n gebreekte vlerkvoël wat nie kan vlieg nie. Dit is Langton Hughes wat dit gesê het. Gail Devers het gesê, hou jou drome, en hierdie was vir my soos 'n wow, hou jou drome lewendig, om te verstaan om enige iets te bereik, vereis geloof, en geloof in jouself, visie, harde werk, vasberadenheid en toewyding. Onthou, alle dinge is moontlik vir diegene wat glo. Dit was my soos, wow, okay? En dan hierdie ene, nou ek het nou altyd gedog, oom Walt Disney het gesê, maar ek weet, hy het ook gesê, maar die eintlike persoon wat hierdie woorde gesê het, was die voormalige president van Liberia, en sy het gesê, if your dreams don't scare you, they aren't big enough. So jou drome moet so groot wees, dat jy eintlik nie kan dink dat dit kan gebeur. En dis kom ek jou nou vra, wie se drome so groot dat jy eintlik dink dit kan nie gebeur? Nou, elkeen van ons het nou gesê, ons het 'n droom. Weet jy wat, al is dit om die droom te hê dat jou kleinkinders die Here moet dien. Al is dit dat jy 'n droom het dat jy net weer 'n verhouding herstel, wat dit ook al mag wees. Ons elkeen moet 'n droom hê, want 'n droom help ons om elke oggend op te staan. 'n Droom help ons om moed te hê. So, dis hoekom ek jou wil vra vanoggend, wat is jou droom in die lewe? En ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink oor jou droom. Wat is daar? Weet jy wat?
Ek droom, baie mense van ons droom in die nag ook. Maar daai is baie nie goeie drome nie. Ek het nagmerries baie keer. Dis nie lekker drome daai nie. Ek kan nie van hulle nie. So ek wil goeie drome droom. Ek wil mooi, goue uitgepuifde teerpad hê en alles wat mooi is, né? Dis wat ek wil droom. Maar nie, my drome is baie keer meer nagmerries as enigiets anders. So jou droom moet jou bang maak. En weet jy wat? Hoekom sê ek dit vanoggend vir jou? Ek sê dit vanoggend vir jou, want weet jy wat? Ons as mens het opgehou begin glo dat God vir ons 'n wonderwerk kan doen. En die enigste manier hoe jy dit kan doen is as jy gaan droom. As ek vir julle sê, hoe lank is ons nou besig met die kerk? Vir 7 jaar. Ja? In 7 jaar. Ek kan nog steeds nie glo ek staan nie voor. Elke Sondag wat ek hier voorkom staan, is nog vir my 'n droom. Want ek kan nie dit glo nie. Want my vrou het vir my gesê, ons gaan 'n kerk begin, toe sê ek vir haar, sy is mal en jy het gehoor die vorige kerk, sy is nog op pille en alles wat lekker is daai tyd. Dit was net na 'n breinoperasie. 7 jaar. Dit is nog 7 jaar. En dit is wat dit so amazing maak. God kan iets doen wat jy nie kan doen. As ek vat hoe hierdie plek gelyk het toe ons die eerste keer gekom het. Die meeste van julle wat hier is, het nie gesien hoe dit gelyk het toe ons net hier gekom het. As 'n paar. Dit was scary. Maar hier staan ons. Ons het al soveel goed, mal goed aangevang. En ons het dit elke keer reggekry. Maar gelukkig het ek 'n amazing vrou, wat my arms altyd omhoog hou. En wanneer ek wil moedeloos raak en ek wil sê, nee ek gaan nie, dan sê sy vir my, ek sal jou dreig totdat jy gaan, maar gaan sy dit doen? Ja, sy doen dit. En dis waarvoor ek dankbaar is. So ek het hierdie groot droom vir ons kerk. Ek het 'n groot droom vir my eie lewe. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet elke dag droom. Ons moet elke dag vashou. Ons moet die derde minister wees wat 'n verskil gaan maak sodat die wêreld geraak word. So ek het nou vir julle 'n bietjie uit die Bybel. Jeremia 29 vers 11 sê die volgende: Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid. En ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Nou vers 11 is 'n baie bekende vers. Ek het ontdek my Edwin like hom ook. En dis ek en sy dis 'n versie wat vir my nog my hele lewe lank dra. Weet jy wat? God het vir jou goeie dinge in stoor. Mense is geneig om te sê, ja, maar waar is God as dit 'n bietjie sleg gaan met jou? Weet jy wat, as dit net met jou gaan goed gaan, wat gaan jy doen? Jy gaan dink, dis okay. Dit moet bietjie met jou partykeer uitdagend gaan. Jy moet bietjie gechallenge word. Want hoekom nie? As jy nie gechallenge word nie, hoe gaan jy die boot uitklim om by Jesus uit te kom? Hoe gaan jy glo in God se wonderwerk vir jou lewe? So jou droom wat jy het vanoggend moet so groot wees dat jy uit die boot uit moet klim en hardloop vir jou lewe en dood om te survive. Droom en dit gaan jou hele lewe verander. Want God het 'n plan vir jou. God het voorspoed vir jou. God wil sien hoe jy jou talente gebruik, hoe jy uitblink op elke gebied wat God vir jou gee. So as ek en jy aan God se drome kan vashou, as jy kan bid en God vra om jou drome te bewaar het, en hy doen dit, moet jy vir die wêreld vertel van hierdie amazing goed. Die volgende versie, Spreuke 18 vers 21. Nou gaan ons pak slaap kry, almal van ons. Die tong het mag oor dood en lewe, die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra.
Ouch, eina, ek het nie eens ander woorde nie. Jy het mag oor jou tong. Daar staan nie verniet in Jakobus 4 dat die tong die grootste moeilikheid kan veroorsaak. Ons is ons baie maklik om ding te praat. Ons sê die verkeerde goed, ons sê die negatiewe goed, ons sê die slegte goed. Hoe gaan dit ook net oukei? Ons moet ophou met net oukei, dit gaan nie net oukei, dit gaan fantasties. Want jy het opgestaan. Die Here het jou nog 'n dag gegee om 'n verskil te maak. So as ek jou van nou vra, hoe gaan dit, dan sê vir my fantasties. Of iets in daai lyn, dan kan jy kan jou eie woord gebruik, nou nie die pastoor kopie. Maar jy verstaan. So ja, wees positief. So daar soveel mag. Jy weet jy wat, dit gaan op so swaar met my. Moet daar wegkom. Dit gaan goed. Oké, dit gaan goed met my vandag, né? Dit gaan goed met jou en dit gaan goed met Lydia en so kan ek aangaan. Dit gaan goed met ons. Want ons sit hier. Die Here het jou hiernatoe gebring. Ons kan opgee op die lewe of ons kan aanhou gaan. Dit wat jy spreek oor jou eie lewe. Ek is dom. Jy lief. Moet jy met dit sê? Ek betaal soms nie. Nie ek is slim. Ek's net klein. Dit. Hou aan, moet wees opbou en nie afbreekend nie. Het jy al met mense te doen gehad in jou lewe? Kyk, hulle kan vir jou kla. Dat as jy klaar is in hulle geselskap, jy voel doodmoe. As jy al in sy geselskap, dan is dit verskriklik. Nee. Droom oor jou lewe. Weet jy wat, ek gaan vir jou dek, gaan kry jou droom, gaan skryf hom neer, gaan plak hom in jou kas, en elke dag as jy 'n keer 'n kas oopmaak, dan kyk jy na jou droom, en as jy 'n prentjie het, nog beter, want dan gaan jy dalk iets hê om voor te bly. So, Johnny, jy het 'n droom, jy is ook 'n man, né? So ek pak nou Johnny. So gaan plak 'n prentjie vir 'n man, of iets daar, ek weet nie, of gaan sê net man of iets, ek weet nie, maar spreek dit elke liewe dag totdat jy hom kry, man. Sorry Johnny, ek maak soms steeds lief vir jou, en ek hoop jy is nog steeds lief vir my. So, weet jy wat, dis wat ons moet doen, ons moet vir ons iets kry wat ons nog, ek en Antoinette, né, het toe ons in 'n huis gebly het, ons vir ons 'n bucket list opgestel. Nou ja, ek wil sê, daar is net een van ons bucket list af, en dis ons klein dogtertjie. Almal van nie geweet het, dit is wat op my bucket list was. Sjoe, as ek nie moeilikheid weer. Maar in elk geval, ek het gedroom, en ek het elke dag, né, ja, weet jy wat, is dit iets stupids? Ek en my vrou wil gaan koeksisters eet op 3 sisters. Ons gaan eendag koeksisters eet op 3 sisters. Ek weet nog net nie baie nie. Maar weet jy wat, en ons lag nou nog, maar as jy nie iets het om voor te leef nie, hoekom haal jy asem en as jy suurstofdief? So dis kom ek sê, eintlik moet jy vir jou elke dag 'n droom hê, en as jy jou een droom waar geword het, dan werk jy vir 'n volgende droom. En so hou jy aan. Want as ons droom, dan het daar eintlik iets wat vir ons leef. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. So, as jy tot alles in staat is, deur hom wat jou krag gee, dan kan jy mos eintlik enigiets bewerkstellig. Maar dan saam met dit wat ek nou sê, gaan Spreuke 18:1, dat jy lewe moet spreek oor dit. Weet jy wat doen baie mense? Ek love hulle. Hulle sê, ek gaan nou 'n stupid vir. Ek droom
van 'n mooi rooi Mercedes in my kar in my garage. Ja? Maar weet julle wat? Dit sal seker nooit vir my gebeur nie. Daar cancel jy jou hele droom net daar uit en nog voordat jy enigiets gedoen het. Ek sal seker nooit weer gelukkig wees nie. Ja, jy sal. Maar ek sal nie, dis wat jy daarvan maak. Daar is 'n liedjie, I've got a dream. Ek weet nie presies wie sing hom nie. Edwin, ken jy nie? Jy ken alles. Maar in geval, jy moet 'n droom hê. Want as jy daai droom het, gaan dit jou maak of breek. So ek wil vir jou vandag sê, julle almal het so nou gaan ek nie meer sien gesigte sien nie. Ek gaan nou Abba. Dankie almal. So droom, want jou droom moet jou bang maak. En as jou droom jou nie eerstens bang maak nie, dan droom jy verkeerd. Droom oor iets. Vra die Here om vir jou iets te gee wat onmoontlik is. En wat dit ook al is, weet jy wat, dit begin klein. Gaan stel vir jou 'n klein doelwit vir 'n droom. En dan gaan werk jy vir dit. God het 'n plan vir ons. Ek het vir jou gelees. So jy maak of breek dit. Nou, Lukas 1:37 sê, niks is vir God onmoontlik nie. Deel van jou droom. Niks kan onmoontlik wees as jy droom. Met God aan jou kant, kan jy 'n bentes doen. Met God aan jou kant, kan jy skorpioene en slange trap en niks oorkom. So hoekom sal dit wat jy voordroom nie bewaarheid kan word? Net God kan. Maar jy wil nou nie vergaan wees, want jy wil nou die rykste man in die aard wees. Dit is nou nie die goeie droom. As daar regtig iets is, God kan dit verwesenlik. Ons lees, ek gaan vir julle net die storie vertel, ons almal ken hierdie. Genesis 37, gaan lees dit, vers 3 tot 11, gaan oor Josef wat gedroom het. Nou Josef was die dromer in die Bybel, en hy het gedroom dat sy boeties voor hom gaan buig, en hy toe later weer 'n droom gehad dat die pa en ma voor hom gaan, en hy het vir hulle vertel, en het was hulle kwaad vir hom, maar Josef het vasgehou in die drome, hy het nie verstaan dalk wat dit beteken. En as jy nou Josef se storie ken, Josef was in die put, uit die put, in die koninklike toe in die tronk toe, uit die tronk toe, in die koninklike koning se groot kop. Dis wat met hom gebeur het. Hy het 'n pad gestap, hy het op en af wisselvallig, maar elke keer, alles wat hy gedoen het, het hy gedoen asof hy dit vir God doen. Selfs toe hy in die tronk was, ek het gister al die mooiste woorde gehoor, selfs toe Josef in die tronk was, het hy dit wat hy gedoen het, met oorgawe vir God gedoen. Hy het die drome van die bakker en die skinker in die tronk uitgelê. En toe sê hy vir hulle, onthou my, toe vergeet hulle van hom. Eers 2 jaar, 3 jaar later toe onthou hulle weer van hom. Of net die skinker wat geleef het, die bakker is ongelukkig. Hy is toe nie meer. God het 'n plan gehad. En dit het dalk gekos dat sy boeties vir hom kwaad was en hom in die put gegooi het, en toe het hulle hom verkoop as 'n slaaf, en toe word hy die Potifar se tweede in bevel, en toe is daar 'n tannie wat dink hy's mooi, en toe wil sy hom hê, en toe sy in die tronk weer, want toe wil hy, jy moet die arme man, hy kan nie help en ek mooi nie. En toe, maar weet jy wat, en toe het hy nog steeds vasgehou in God. En dis wat ek wil sê, maak nie saak waar jy jouself vind, of jy vandag voel, jy's in 'n tronk, jy's dalk op die regte plek, want jy gaan uit jou tronk uitkom. Want God het 'n plan met jou.
jy haal asem, jy sit vanoggend hier, jy hoor my woord, so God het 'n plan. So hou aan droom, moenie opgee om te droom nie. Dan lees ons en ek wil vir hierdie lees, Psalm 37 vers 3 tot 4 sê, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. So God wil jou gee die begeertes van jou hart. Maar dit moet nie jou main fokus word nie. Ek dink dis wat baie keer ons probleem is. Ons raak so gefokus op dit wat ons wil hê, dat ons vergeet op dit wat God se wil is vir ons lewe. Ons is te besig om die ander goed te na te jaag in plaas van God se wil vir ons lewe. En miskien sit jy vanoggend hier so en jy wil sê, Here, gee my net 'n ou blommetjie. En ek vat dit nou so voorbeeld, gee my net 'n blommetjie. En eintlik is God se plan om vir jou die hele bos blomme te gee. Want dis wat hy sê. Hy wil jou geseën met sy liefde, hy wil jou seën met sy genade. Ons lees in Matteus 25 vers 14 lees ons waar die ou sy talente vir sy werkers uitgedeel het. Ek vir hulle, daai tyd was talente nou maar geld gewees. Het vir een 5 gegee, vir een 2 gegee en vir een 1 gegee. Ou wat 5 gehad het, het 10 gemaak, ou wat 2 gehad het, het 4 gemaak, en een wat 1 gehad het, toen gaan begraaf. Whoop to do. So jy het 'n keuse vanoggend. Jy kan dit wat God vir jou gee gebruik, of jy kan dit wat God vir jou gaan gee begrawe. Your choice. So gebruik dit wat God vir jou gee. En boeke van jou. So, my vraag aan jou gaan eerstens vanoggend, wat het jy in jou hand? Wat se talent het God jou gegee? Hy het ons elkeen iets gegee. Want dis wat ons uniek maak. En dit wat hy jou gegee het, die gebruik tot eer van sy koninkryk. Want as jy hom nie bietjie kan vertrou, kan hy vir die volgende gee. Kan hy vir die volgende gee. Maar ons wil nie die breë. So wat het talent het jy vanoggend? Wat het God vir jou gegee om vandag 'n verskil te maak? Wat is jou droom vir jou lewe? As dit lekker gelag word. Maar eintlik is dit nie 'n grapjie, eintlik is dit iets ernstigs, want dit wat God vir jou gegee het hy jou net toevertrou om te gebruik tot sy eer en tot sy verheerliking. En soos ek nou gesê, weet jy wat, maak nie saak waar jy is, al is jy in die tronk, werk asof jy vir die Here werk. As jy voel jy is op die ashoop vanoggend, maak nie saak jy wees die mooiste ashoop pop of wat ook al, maak 'n verskil. Verander die lewe van die mense om jou. Haal jou fokus van jouself af en fokus op die mens om jou, die God. Dit moet ons fokus wees. Nee, soos ek en myself. Ek met my neus hier in die liggaam. Ek sien mooi loop. Kan ek wel die swaai ook as ek nie weet jy wat, ons moet bietjie omkyk en nie worry oor wat met my nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God en die mense om jou. God het jou hier geplaas vir iemand anders. God het 'n doel met jou. Ja, Tannie Martie,
God het nog 'n plan met Tannie, dis hoekom Tannie hier is vanoggend. Dat vir jou ook, Chantal. Kan jy elke keer met die naam noem? Nadine. Weet jy wat? Droom dat God jou drome kan waarmaak. Maar buiten dit, hou vas in geloof aan God en dit alles. En wanneer jy kry wat jy nodig het, weet wie om die eer te gee. Dis nie omdat jy so oulik was soos ek nou gewys het nie. Dis omdat God jou gebruik het. Dis omdat God se guns op jou lewe is. En God gedink het jy verdien dit. Ek is wie ek is. En dit wat ek vandag doen, dit is julle ken my nou. Ek is die mal pastoor. Ek het hier al gesê, ek is nie normaal nie. Ek is uniek. Ek is die unieke pastoor. Okay, daar is dit beter dan. Dankie dan. Okay, kan ek nou mooi gaan. Ek is die unieke pastoor. Nou voel ek eers goed. Weet jy wat? Maak nie saak wat jy moet doen om uit te staan, jy staan net uit. En dis wie ek is. Hoor jy my sien, dis wie ek is. As jy nie van dit hou nie, sorry nie, is jou probleem. God het my gemaak soos ek is. En ek aanvaar myself op wie ek is. En daarom sal ek doen wat ek moet doen, om jou te laat oortuig dat God vir jou lief is, en vir jou omgee. So, droom en droom groot. En dit gaan nie net oor wêreldse goed nie. Dit gaan oor meer as dit. Dalk het jy net iewers 'n wonderwerk nodig. Dalk het jy net 'n uitweg nodig. Dalk het jy verandering in omstandighede nodig. Ek weet nie. Maar dit is deel van 'n droom wat 'n mens sê. Dit is iets van ek wil beter wees. As enigiemand weet waarom jy al 'n nuwe huis kan kry wat nie te duur is nie, as jy wil soek 'n nuwe huis. Sy wil nie meer bly waar sy wil bly. Verstaan? Ons moet mekaar kan share. Ons kan sê ek soek 'n nuwe blyplek, ek soek 'n nuwe dit, ek soek 'n nuwe dat. Dis wanneer ons ophou droom dat ons al toe gaan. Dis wanneer ons ophou droom dat ons hoop verloor. Dis wanneer ons ophou droom dat hy nou vir ons eintlik swart lyk. So ek sê jou vanoggend om te droom. Ek sê jou om vanoggend vir jouself 'n doelwit te gaan stel. Ek sê vanoggend dit vir jou nie omdat ek dink dis iets goeds net om te sê nie. Ek sê dit vanoggend vir jou want ek weet dat God jou drome wil bewaar het. Oor jou lewe, oor jou toekoms, oor wat ook al in jou wat vir jou wil doen. Daar's net een ding. Vra vir God, is dit sy wil vir jou lewe? Is dit u wil dat dit gebeur? En ek kan jou waarborg, die regte tyd sal dit gebeur. So wat is jou droom vanoggend? Maak jou droom jou bietjie bang? Moet jy dalk 'n stap van geloof vat? Ek weet nie. Miskien hoor jy vanoggend, weet jy wat? Jy moet net vashou. Jy moet net aanhou. Net die, mag ek jou storie sê? Mag ek so 'n bietjie vertel? Ag jy alles net vertel van siek en hoe die jou aangeraak het. So Nadine het vir lange tyd het sy glad mekaar bestuur. Sy was te bang.
want sy het soos aanvalle gekry wat nie goed was nie. En toen 3 weke terug, kom sy uit vir gebed. En ons bid. En van toe af het sy nog nie een aanval gehad nie. En gister, klim sy in die kar, en sy het al die pad, van die byl af, tot die opbouw, want dit is die eerste keer wat sy in so lang tyd ry, want sy mag glad nie gebestuur nie. En sy kom na die vrouwenhoogte toe, en sy klim, soos sy die stap van geloof gemaak. En sy het hier gekom, en hier wil kom van. Ek het soms gehad, ek die story hoor, toe hy het snot ontraan. Van is net vir my en my gehoor wat God doen. En as hy so iets kan doen, hoeveel te meer wil hy nie doen nie. So hy is nog nie klaar met jou, hy het nog baie planne vir jou met doen. Weet jy wat, ons moet, en dis ook, ons moet kan uitgaan en die wêreld vertel van hoe amazing God is. Want ons dien 'n groot God van wonders. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ek kom vanoggend by U toe. En ek wil net vanoggend vir U kom dankie sê. Here, dankie vir elke persoon wat U sit. Dankie vir elke wonderwerk wat in ons gemeente plaasvind. Dankie vir elke persoon wat U seën. Here, uit hulle sokkies uit. Here, dankie vir elke oorwinning wat verkry word. Here, maar kom vanoggend, Here, en kom maak ons harte net weer nuut, Here. Kom maak ons drome weer nuut, Here. Kom wakker iets in ons aan wat ons wat aanhou fight en aanhou fokus op U, Here Jesus. Papa Vader, ek kom net vanoggend en dankie U vir elke goeie ding wat in ons lewe gebeur. Dankie vir elke oorwinning, elke wonderwerk wat gebeur. Here, kom genees wie genees moet word, kom gee oorwinning finansiëel waar finansiële oorwinning nodig is. Kom gee verhoudingsoorwinnings. Here, maak nie saak wat dit vanoggend is. Maak deure oop wat die vyand wil probeer toe, Here Jesus. In Jesus naam, Here, ek eer U, ek loof U en ek prys U vanoggend daarvoor, Here. So dankie, Here, vir alles wat U elke dag gee. Dankie vir dit wat U elke dag vir ons doen, Here. Ek kom net vanoggend en vra dat U seën op elkeen van ons sal wees. Here, ek bid dat U ons elkeen sal dra, ons elkeen sal lei in U wil, Here Jesus. Dankie, Vader, in Jesus naam. Amen.